in Thessalonisense 4 vers 16, wat die Here self sal met 'n luide bevel, met die stem van 'n aartsengel en met 'n trompetgeskal van God uit die hemel afkom. En diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan uit die dode. Kom ons kyk na hierdie vers. Eerste paar woorde is belangrik, want die Here self, Jesus kom terug na die aarde toe. Ons lees dit alreeds, seker die eerste plek in die Nuwe Testament, in Handelinge 1, waar ons lees van Jesus se hemelvaart. Hy is terug hemel toe. Daar is omtrent 120 gesê die Bybel, disippels, saam met die 12 apostels wat oor is, en hulle is ooggetuies van Jesus se hemelvaart. En toe Jesus in die hemel in die lug opvaar, toe's daar 2 engele by hulle wat vir hulle verseker, net soos Jesus hemel toe is, so sal hy ook weer eendag terugkom. Jesus self kom terug van waar af? Die Bybel vertel vir ons, nadat hy in die hemel op is, dat hy gaan sit aan die regterhand van God op sy troon, aan die regterhand van God die Vader se troon in die hemel. Dis waar hy is. Dis waar hy is die afgelope amper meer as 2000 jaar en vir Christene heeltyd intree by die Vader. En dan kom ons by die klanke uit. Daar kom 'n luide bevel, die stem van 'n aartsengel en 'n trompetgeskal van die Here. Ons weet nie watter aartsengel nie, heel moontlik Michael, die aartsengel, die trompetgeskal, waar gaan dit wees? Die Bybel vertel ook nie vir ons dit nie. Maar ons kan wel in 1 Korintiërs 15 vers 52 lees ons waar Paulus ook praat van die laaste trompetgeskal. Hy noem dit die laaste, liewer die basuin of die laaste basuingeskal, noem hy dit. En dan diegene wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dis 'n belangrike punt van die tyd. Met ander woorde, die wat in Christus gesterf het, is bedoelende Christene. Nie almal gaan uit die dode opstaan nie. Mense in die Ou Testament tyd byvoorbeeld, gaan nie uit die dode opstaan nie. Net Christene wat as Christene dood is, sal dan uit die dode opstaan. Baie spesifiek. En hulle sal eerste opstaan. Dit sal eers gebeur, en dan sal hulle weer lewend word en aansluit by mense wat op daardie stadium van die bestaan van die mensdom as Christene op die aarde lewendig is. Eerste die dooies gaan waar hulle dood gegaan het, kom hulle op in die lug en hulle gaan eerste op in die lug en dan kom Christene ook op in die lug wat lewendig is om vir Jesus te ontmoet. Dit staan algemeen bekend as die wegraping, in Engels dan die rapture, en hier is dit waar teoloë verskil oor wat die geheelbeeld is. Wat is die volledige prentjie? Hoekom net 'n deel van die mensdom wat uit die dode opstaan? Want in Openbaring, by die laaste oordeel, is almal wat dood is weer lewend. So dit klink asof dit gebeur voor daardie tyd. Eers Christene word lewend, dan almal word lewend. Daarom reken ek dink die meerderheid van dominees en teoloë dat ons praat hier van die begin van die 1000-jarige vredesryk. Ons lees ook in die Ou Testament van ander veranderings wat gaan plaasvind. Daar's een versie in Jesaja 11 vers 6 en 7 en 8. Daardie verse praat van die diereryk en snaakse verskynsels. Wilde diere gaan nie meer wild wees nie. Wilde diere gaan saam met mense wees. 'n kind sal, 'n baba, 'n klein kindjie sal sy hand op haar hand in die nes van 'n kobra kan insteek sonder dat hy of sy gepik word. Maar nou daar vrede ook tussen diere en mense. En diere wat vleisetend is, soos leeu's ensovoorts, gaan gras vreet. So veranderinge wat inkom, wat dit lyk vir my of dit deel gaan wees van die 1000-jarige vredesryk wat die Bybel voorspel. En dan by 'n tweede gedeelte, 1 Korintiërs
15, ek begin daar by vers 35. 1 Korintiërs 15 vers 35. Iemand sal egter kan vra, hoe word die dooies opgewek en met watter soort liggaam verskyn hulle? Hoe dwaas, wat jy saai kom nie tot lewe nie, tensy dit eers sterf. En wat jy saai jy nie in die vorm van wat dit sal aanneem nie, maar as 'n bloot saadkorrel, of dit nou 'n koringkorrel is of een van die ander sade. Maar God sal, soos hy beplan het, aan elkeen van die sade 'n eie vorm gee. Hier kry ons 'n antwoord op vrae soos byvoorbeeld, wat van Christene wat honderde, meer as 1000 jaar gelede gesterf het, waarvan op hierdie stadium niks oorgebly het nie? Wat van mense, Christene wat verbrand is in vervolgingsjare, in die vervolgingstyd in die verlede, en hulle as in die lug gestrooi is? Wat van mense wat ter see dood is, dink maar aan die Titanic ramp? Wat van sulke mense? Hoe kan daar uit niks iets wees nie? Dis die vraag. En dan kom ons hier by Paulus se antwoord uit in 1 Korintiërs 15. Die eerste 14 verse van die hoofstuk vertel Paulus vir die Korintiërs dat hulle in die opstanding moet glo. Nou kom hy uit by spesifieke vrae. Hoe word hulle opgewek en in watter vorm, as daar niks meer sê maar oor is van 'n Christen wat baie honderde jare gelede oorlede is en op ander maniere oorlede is. Paul se eerste antwoord is in verrassende 1 vers 36, hoe dwaas, hoe dom. Eintlik het Bybelvertalers gesukkel op hierdie versie. Want die oorspronklike woord, as jy gaan terugkyk na waar dit vandaan kom, die oorspronklike Grieks, praat is 'n woord vir onnadenkendheid. Is 'n woord vir, ek het nie nou gedink wat ek sê nie, of ek het nie gedink waaraan ek nou moes aandag gee nie. In Afrikaans sou ons sê, hoe onnadenkend is jy nou? Of hoe vra jy nou sonder om daaroor te dink? Dis eintlik wat Paulus wil sê. En daarom is die afleidings van Bybelsvertalings dwaas. Deur die bank, ek gaan kyk na die Engelse vertalers ook, deur die bank is dit dwaas, fool of foolish, dwaas. Wat jy saai kom nie tot lewe nie, tensy dit eers sterf. Nou begin Paulus in hierdie verse tref by vergelykings. Hy praat van nie mense eintlik nie, hy praat van saadjies wat jy sterf. Hy sê daardie saadjie wat jy het, alhoewel dit lewe, kan dit niks doen nie. Dis die saadjie is dood in terme van om lewe te gee, maar daar's lewe in die saadjie. Maar die saadjie moet eers sterf. Die saadjie wat jy plant, in ander woorde wat Paulus sê, is nie wat opkom nie. Wat opkom is totaal iets anders as die saadjie wat jy gesaai het. En dan noem hy hierdie proses van die saadjie het doodgegaan. Die saadjie het op bestaan, beslis. Mens kan seker sê dat dit sterf. Maar hy sê nou die opstanding uit die dode moet ons hanteer soos daardie misterie van saadjie wat geplant word en 'n heeltemal 'n ander vorm van plant kom te voorskyn van die saadjie wat geplant is. Die saadjie groei, 'n mens weet nie hoe dit gebeur nie, jy weet nie die proses van hoe die saadjie omgeskakel word in 'n plant nie, dis 'n misterie. En hy gebruik hierdie vergelyking dan om vir ons belangrike feite te gee oor wat met ons gaan gebeur wanneer ons uit die dode opstaan. Hy sê eintlik in wese sê hy dis ook 'n raaisel. Dis 'n raaisel, net soos die verandering van 'n saadjie in 'n plant 'n misterie, 'n raaisel is, so kan ons dit nie verduidelik hoe ons gaan ophou bestaan as 'n aardse mens en dan weer begin voortbestaan as 'n na-aardse mens, nadat ons uit die dode opgewek het. Maar net so die saadjie nie ophou nie, in 'n ander vorm na vore te kan tree, gebeur dieselfde met 'n mens. Jou liggaam hou eers op bestaan. Dit hou op bestaan wanneer jy doodgaan, wanneer jy
afgesterwe word, dan stop die einde van hierdie lewe as 'n saadjie. Maar in die plek daarvan kom iets nuuts tot voorskyn. En daai iets nuuts lyk glad nie soos wat dit was. So dis die eerste raaisel of die eerste iets wat ons kan uitsien, want nou gaan hy vir ons begin verduidelik hoe die nuwe liggaam lyk. Nie pertinent soos 'n foto lyk nie, maar die eienskappe daaraan gaan hy vir ons begin beskryf. Wat jy saai jy nie in die vorm van wat dit sal aanneem nie, maar as 'n blote saadkorrel, of dit nou 'n koringkorrel is of een van die ander sade. Goed, die saad lyk heeltemal anders as wat daar in die plek van die saadjie groei. Daar is dus altyd 'n verskil tussen die vorm of die voorkoms van 'n saad en die plant wat daaruit kom. So gaan almal van ons se opgewekte liggaam heeltemal anders lyk as ons natuurlike liggaam. Vers 38, maar God sal soos hy beplan het aan elkeen van die sade 'n eie vorm gee. Nou begin hy werk met meer vorme. Hy het gewerk met ons as mens. Nou sê hy, maar dit gaan ook wees in 'n ander manier kan ons nuwe ewige liggaam vergelyk met dit wat ons van weet in hierdie wêreld. Daar is nie net 'n verskil tussen saad en plant nie, sade verskil ook van mekaar. En dan beskryf Paulus vir ons hoe die tipe liggame van wesens lyk. Hy sê almal het verskillende weefsels. Ons is gemaak van iets anders. 'n Mens is gemaak van ander weefsels, vleis en been ensovoorts, as waarvan 'n plant gemaak is. En dan kom hy uit by vers 42. So sal dit ook wees met die opstanding van die dooies, wat gesaai word in verganklikheid, word opgewek in onsterflikheid. Nou begin hy vir ons eienskappe gee van die nuwe ewige liggaam. Wat gesaai word in oneer, word opgewek in heerlikheid. Wat gesaai word in swakheid, word opgewek in krag. Wat gesaai word is 'n natuurlike menslike liggaam, wat opgewek word is 'n geestelike liggaam. Hier kry ons nou nog verskille tussen ons aardse en ewige liggaam. Die eerste verskil, aardse liggaam verganklik, bedoelende dit kom tot 'n einde. Die ouderdom breek jou liggaam af tot jy omtrent niks meer krag oor het nie. Die liggaam vergaan en uiteindelik vergaan die liggaam in sterfte. Dit kan nie aanhou bestaan nie. Dit is verganklik, met ander woorde. Daarenteen aan die ander uiterste is ons ewige liggaam nie verganklik nie, maar onsterflik. Jy gaan daai ewige liggaam hê tot in alle ewigheid. Aan die ander woorde, dit gaan vir altyd hou. So ons weet nie wat 'n vorm nie, dit word gepraat van is 'n geestelike liggaam. Geestelik bedoelend nie vlees en bloed nie. Dis 'n ewige liggaam wat ons gaan kry. Die tweede eienskap wat ons hier kry is die verskil tussen oneer en heerlikheid. Wat gesaai word is in oneer, vers 43, maar word opgewek in heerlikheid. Oneer is maar die verwysing nie na myself as 'n persoon, wat 'n persoon van oneer is nie, die teenoorgestelde van eer, maar dit wys na ons liggaam as 'n liggaam wat deur die sonde besoedel is. En die sonde wat ons menslike liggaam besoedel, maak dit 'n liggaam van oneer. Sonde neem 'n mens se eer weg. Dit is wat sonde aan jou doen. Dit is die aardse liggaam, maar die hemelse eerlike ewige liggaam gaan wees 'n liggaam van heerlikheid. Heerlikheid nie soos ons in Afrikaans die woord heerlikheid gebruik nie, maar heerlikheid bedoelende met 'n skynsel. Met ander woorde, jy gaan skyn. En dan vergelyk hy skynsels wat ons almal mee kan identifiseer. Hy sê die maan het 'n sekere skynsel, 'n lig, die son het 'n ander skynsel, 'n baie sterker lig, die sterre het ook skynsels, en so gaan ons ewige liggaam ook 'n skynsel hê. 'n Skynsel. En dan die laaste vergelyking, swakheid
is ons aardse liggaam, maar dit word opgewek in krag. Opgewek in krag. Ons aardse liggaam is swak in baie aspekte, het ons 'n liggaam wat swak is. Maar net so as wat ons aardse liggaam 'n liggaam van swakheid is, in baie gevalle is daar swakheid in ons aardse liggaam, net so gaan daardie ewige liggaam 'n liggaam wees van krag. Ons weet nie in watter opsig krag nie, maar daar gaan niks meer in ons aardse of die ewige liggaam wees wat swak gaan wees nie. Dit gaan 'n sterk, ewigdurende liggaam wees. Broers en dit is vir ons, ek dink in ons aardse bestaan nodig om by tye hierby uit te kom. Dat ons net vir onsself kan herinner, ek lewe nie vir 'n lewe wat hier eindig nie. En jy weet nie wanneer dit verby is nie. Ons het gister hierdie naweek weer 'n tragedie gehad. Katoese mense wat vir 'n sportdag Kuruman toe was. En wie sou ooit kon dink dat so iets kon gebeur? En in 'n oogwink is daar 'n persoon wat nie meer is nie. Daarom moet ons in ons lewe en dit waarmee ons besig is, in dit wat die lewe vir ons opdis, as teleurstellings, as dit wat ek anders wil hê, as dit wat ek beter wil hê, dit wat ek graag sou wil verander, dat ons in ons menslike bestaan en lewe ook vir ons herinner. Hierdie is nie die einde van alles. Dis nie waaroor alles en alles gaan eindig nie. Dis nie die begin. Ons gaan 'n ewige bestaan hê wat wonderlik gaan wees. Elkeen van hierdie vergelykings bring ons uit by 'n bestaan ewiglik wat wonderlik gaan wees. Iets is waarna ons kan uitsien. Iets wat die moeite werd is. En dan het ons nog nie eens gekom by ons ewige tuiste, die hemel nie. Wat die Bybel sê in paradys gaan wees. Soveel as Christen om na uit te sien. Amen. Hemelse Vader, dankie Here dat ons in U woord soveel aanmoediging kry. Soveel kennis, soveel inligting wat vir ons op soveel maniere bemoedig en vir ons verseker dat dit waarvoor ons lewe is die moeite werd. Dit waarna ons kan uitsien is iets ongeloofliks. Ons ewige tuiste en ons ewige liggaam gaan iets besonder wees. Iets waarna ons werklik kan voorwerk as 'n Christen. Dat dit ook vir ons vul met nuwe energie om ons lewe so te lewe, dat U gelukkig is met ons. Here, help vir ons daardeur in die krag van die Heilige Gees, in Jesus se naam. Amen.